Vat ons toe mos nou die karetta op 'n Magic Carpet Ride. Oh, dis 'n goeie een. Deur die syde. So, Carpet Ride. nou, en ons weef stories Ons weef stories. in mekaar. Ja. En het die syde se mense in die stories nie. Baie. Dit het jy. Baie. Ons moet baie langer daar gaan bly. Ja, en verder as die syde beweeg, maar dit is nou net 'n Hierdie is afspreekplekkie op 'n towertapijt. Op 'n towertapijt van die syde. So hier is ons eerste avontuur. My heart, my love, my Ek gesels met Lindy Lourens en Krummel. Okay, Krummel gaan nou net hier lê vir die ambiance. Lindy, kom ons begin by jou. Jy is 'n Karoo meisie wat op Stampriet beland het. Hoe het dit gebeur? Seker maar my man se skuld geweest, maar om by die Dis begin te gewoonlik hulle begin. skuld. Ja, hy is in my weer geweest. Ek het groot geword in die Karoo. Karoo boer se kind, 4 dogters. Ja, ek sal enige dag weer teruggaan. Nou, hoe het jy hier beland? Het jy nou eers vir hom ontmoet Ons of in die hoe? Kaap, ja, nee, ons in die Kaap ontmoet en toe was ons lank in Suid-Afrika gewees en toe ja, en toe het ons kinders, ons oudste dogter graad 1 is toe ons hier na toe gekom in 2010. Jou groot word en jou plaaslewe is baie nou verweef met boerdery en spesifiek karakoolboerdery. Vertel 'n bietjie meer van dit. Ja, jy het net mooi gesê, verweef. Verweef, So ek het groot geword met presies dieselfde setup as hier. My ma wou graag vir die vrouens werk geskep het op die plaas. So daar was baie vrouens wat werkloos was en toe het sy 'n wewery opgesit. My pa het daar eerste looms vir haar gebou en hulle het wol van die suide van Namibia af gekry en dit is hoe sy matte begin weef. So daai band met Namibië was toe nou al daar. Ja, nee? Ja, dit is ja. Dat die karakoolskape hier het gesorg vir die Ja. wewery daar. Ja. Was jy betrokke by die wewery of Ons is klein, ons is kinders geweest, maar ek onthou dit baie goed. My ouers is nog steeds wewer, so hulle het nou maar net aangegaan in sybelkaar, komberse wat hulle weef. Ja. Maar in daai tyd ja, ons het bale geklim, ons het help, jy weet, saam op die looms geklim en saam help weef. Ja, so ek sê ons 4 dogters was baie deel van dit geweest en ook baie deel ekskuus van die vrouens wat daar gewerk het. Ja, So ja. dit was my ma baie belangrik geweest. daai Was die bemagtiging? nee. bemagtigings van die vrouens en vir hulle om vir hulle iets te gee om te doen en 'n inkomste te kan verdien en jy weet baie kinders was altyd hulle kinders was maar rondom gewees het en so Baie ja. eie waarde, nee. Ja. Ja. So is dit in julle of het jou maale dit begin, daai bemagtiging en die wewery of was dit ook maar 'n tradisie wat hulle voortgesit het van hulle ouers? Nee, dit was my ma. Dit is Sy het uit en begin. uit my ma se hart. Ja. Ja. Sy het 'n hart vir vrouens. Sy is 'n absoluut dit gaan vir haar dat elke vrou moenie afhanklik wees van enigiemand anders nie en 'n vrou moet vir haar kinders kan sorg as dit nodig is en vir haarself en so dit was vir haar baie swaar op die plaas om te weet dat daar soveel vrouens was wat nie werk het nie en wie se kinders swaar kry. Dis nou 'n absolute passie wat nou hier voortgaan. Ja. Hier op Stampriet by, ek wil nou die hele naam reg sê. Historical Mill. Sê gou die hele naam. The Historical Historical at the Mill. Historical at the Mill. Okay. En die kern van dit is nou ook jou wewery en al die goed. So hoe het jy dit begin? Het jy
Jy praat van die looms. Ja, so- Verduidelik gou net vir ons kykers, wat is dit wat jy van praat? Die weefraamwerk. Ja, dit is die weefraam. So ons weef op regop weeframe. Dit is dan ook 'n baie goedkoper weefraam as wat die is wat julle dalk al nou weer gesien het, die wat ons ook hier het wat oprol. Ja, so my ouers glo in hierdie regop weeframe ook vir Dit staan. ja. Dis die hoë goeders, so die ding is ook as wanneer jy nou iemand bemagtig het en hy kan weef en hy kan spin, kan hy vir homself 'n loom by sy huis ook gaan opsit. Verstaan dit ek is verstaan. So dit is 'n baie goedkoop proses. Dit is verstaan en dit is waar die bemagtiging vandaan kom. Jy al weef jy dan nou net vir jou jy weet vir jou eie huishouding 'n mat of jy weet of jy kan 'n klein besigheidjie begin, maar dit is waaroor dit ook vir my gaan. Ek wil hê die mense moet bemagtig word en hulle hoef nie noodwendig by my aan te hou werk nie. As hulle wil, wonderlik, maar as hulle entrepreneurs is en hulle wil hulle eie ding doen, dan ondersteun ek hulle 100%. So Sjoe, dit is ek dink veral in hierdie omgewing is dit geweldig belangrik, né? Ja, Daai werk skep veral. Ja, en dit is wat ek en jy nou gesê het. Almal in die suide het op hierdie Swakara plase groot geword en die werkers en hulle kinders het dit ook gesien. Hulle het ook daar gewerk. So hier is nie een van die mense wat vir my werk wat nie weet wat 'n Swakara skaap is nie, wat nie weet, jy weet hoe die wol werk nie of jy weet hulle het ook as kinders op die wolbale gespeel en help uitsorteer en so tot vandag toe het hulle almal het toegang tot wol. Dit is nie dat hulle sou hulle wou by my weggaan, sou dit hulle baie maklik wees om hulle eie klein wewerytjie op te sit of jy weet net 'n huiswewery. So dis nie dat jy iets nuuts of 'n nuwe gedagte moes tuisbring nie. Dit was eintlik daar. Jy het dit nou maar net weer ontkiem nie. Ja. Die hele proses partylik 'n bietjie vir my van die begin tot die einde. Ons sal nou 'n bietjie met van hulle ook gesels, maar jy het nou die wol gekry by hier's nou die wol. So deur watse proses gaan hy dan nou totdat hy 'n mat is? So dan word die wol word gesorteer in langer en korter en skoner en vuiler en dan word die wol gekam, gespin, gewas en dan weef hulle en dan maak ons die matte skoon en ons Hoe lank vat so 'n proses? Hang seker nou af van die grootte van jou produk. Ja, 100% die grootte van die produk, maar die wewers weef so 1 skooimeter matte 'n dag, so hulle kan baie vinnige 'n loom soos hier in die agter het hulle so 'n mat in 'n week geweef, dan is al 12 daarop en hulle weef en binne 2 weke is hy klaar en ons kan hom stuur, maar dan is dit nou 1 massiewe groot mat. Lindy, in julle mark, so is jy ontwerp jy, hoe werk dit? Jy het jou sussie is in Amerika. Gelukkig. Ek het 'n ongelooflike suster, soos ek gesê het, ons is 4 en gelukkig het nie een van 'n ongelooflike ma, nee, so sy die Ja. Jy weet ek het die hart vir die mense gekry. Sy is 'n ongelooflike bemarker en so sy kry haar designs van interieur designers in Amerika en so sy hanteer daai hele proses en gee dan net vir my deur wat ek moet doen. So ek is basies haar skibie. Hier in donker Afrika, met al die harde werk. Ja, maar dit is presies verstaan, dit is wat ek wil doen. Sy sal 'n kliënt hê wat dan nou 'n prentjie in sy kop het van dit is die tipe mat en dan gee sy dit nou vir jou deur, Lindy, verstaan ek reg? Ja, jy verstaan reg. En dan maak julle die mat nou volgens daai spesifikasies. Ja. Maar soos jy nou weet, Amerika is mos nou uitslik groot, so al mark is al lekker groot en het lekker saam met ons gegroei. Ek dink aan die begin was dit die storie wat die Amerikaanse mark amper getrek het, wil ek sê. Maar die laaste ruk, ek wil amper sê stel mense nie eers belang in die storie nie, hulle wil werklik die produk hê. Dit is vir my 'n pluspunt want jy wil ook 'n baie goeie produk lewer. Ek wil iets lewer wat die mark werklik wil hê en ek dink na COVID het dinge so verander. Mense wil nie meer jy weet sintetiese goed in huis en jy wil weet waar dit vandaan kom. Jy weet en soos ek sê ons oorkam glad nie ons matte nie. Daai mat is lewendig. Jy weet jy voel ons het nou hoeveel toeriste wat hier kom bly en ek kan vir jou sê hoeveel mense stap hier weg met matte want hulle sê hulle het dit nog nêrens gesien. Dit is werklik iets wat dit is nog so natuurlik dat dit En jy sê daar's 'n groot mark of jou sussie se mark het nou al uitgebrei want jy moet seker nou maar ook mense bekendstel aan dit, nê, aan hierdie dit was maar dit het aan die begin, ek sê stadig gegaan nie.
maar dit was van die begin af het ons gesê dit moet organies groei. Dis die Ja. enigste manier wat Ja. jy weet wat ons kwaliteit kan lewer, wat ons waar. jy weet volhoubaar kan wees. En ja, so ons het aan die begin maar ons is nou 'n jaar en 'n half later lewer ons jy weet weer ons naby aan 160 Sjoe. 160 square meters 'n maand. Wat Jo, ons dis geweldig baie. ja, so So julle mark is nou maar eers daar, nê? Nee. Julle ons het- ek lewer het vir die nou- uitvoermark. Ja, as so nou ek het reg is. nou so begin in Suid-Afrika lewer en ook in Namibië. Ek wil verskriklik graag in Namibië omdat dit in Namibiese produk Ja, ja. is. Jy weet reg Namibies voel ek dit is definitief my volgende Ja, dit is ons missie. sinne. Dit is ons ja, skape. ek is net as ek nou net dink hoe weet hoe baie dit vir my beteken om te weet jy weet dat ek 'n klein verskil in die suide van Namibië maak. Hier is baie mense wat hier groot geword het. So ek sal verskriklik graag jy weet in die Namibiese mark wil inkom. En ja. Maar dan met jou omdat dit so arbeidsintensief is, kan ek dink dit vat ook manne en vroue krag. Dit is nou nie net manne krag nie, dit is vroue krag. Hoeveel personeel het jy wat Vir partykeer gaan dit oor die 40. Dit hang af ek kry sien nou maar konstant seker so naby 40 en dan kry ek baie casuals in, jy weet wanneer die druk hoog is. Ja, en, ja. En ons vinnig goed met wat klaar ook kry. goed is, nee. Ja, so ek sal sê in ons informele area het ek ten minste 50 mense wat ek met tye gebruik. 40 permanent en dan 10 met so dan en wanneer. Hallo kykers, my naam is Zoe Karsten en ek wil julle 'n bietjie vertel van Blitz Fokus. Blitz Fokus is 'n weeklikse Afrikaanse program waar ek elke week met 'n nuwe gas gesels oor 'n kultuur of sportprestasie en selfs baie keer iemand spesiaal. En dan gaan ek saam met my MyZone kollegas bietjie gesels oor ons nuus en alles wat in ons jong menslewens aangaan. En moenie vergeet nie, op Blitz Fokus gesels ek oor nuwe Afrikaanse boeke en liedjies wat vrygestel word en gesels bietjie oor die akteurs en kunstenaars agter die werk. En ek kry julle dan elke Woensdag op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25. Blitz Fokus. Ek sien julle vir die volgende episode. Tourismus is a TV show that explores various tourist destinations, providing viewers with in-depth coverage of locations, events, and experiences. The show presents detailed insights into destinations, cultural highlights, and travel tips to engage both local and international audiences. Ken jy, gaan nou hier gesels van die joernalis is nou uit. So, ek wil weet, Swakara, ek probeer nou dink in die ou tyd, wat het hulle altyd dit genoem? Die diamant van Namibië was Black Diamond. ja, Black Diamond, dis hy, ja. Hoe's jou band met Swakara? Baie goed. Kry jy die goeders? Ja, die so hulle, pelse? ek het van die begin af het ek geweet, jy weet as ek nie daai stroom na my toe reg het met die wol nie, dan weet ek nie besigheid nie. Dan kan ek ook nie beloftes in Amerika maak van wat ek kan en wat ek het nie. So ek het van die begin af het ek na hulle toe gegaan en hulle is ongelooflike span wat my vreeslik help. So ja, ek werk baie met Jaco by Swakara en dan sal ek my sê, hierdie boer het nou geskeer, daai boer wil kom aflewer. Ja. So jy's heeltyd in voeling met waar's wol nou en Ja. wat Nee, 100% my vinger is op die pols. En dan op die wol. Op my wil. En dan bring hulle dit nou na jou toe. Of ek rein gaan haal. Maar dit, okay. ja, so dit is vir my om weer terug te kom na die prys vir wol. Ek wil baie graag hê dat die boere dan nou, jy weet, 'n goeie prys vir 'n wol Ja. kry sodat dit volhoubaar is. Ja. En dat hulle wol hoef te verbrand omdat hulle, jy weet, dit is ook nie ekskuus. Is dit wat val gebeur? myself nou nie Nee, rede. dis reg, ek wil nou weet. Maar ja, wat dit is wat gebeur het. So hulle
om 'n skeerspan in te kry om jou wol te skeer is dieselfde uitgewerk as wat jy die prys wat jy vir die wol was daarin gekry het. Sjoe. So dit was nie moet te werk vir hulle Ja, om ja. jy weet te skeer en te klas soos in die tyd toe my ouers nog Ja. weer gekoop het nie. So ek het van die begin af was dit vir my baie belangrik dat ek 'n goeie prys vasmaak op die wol. En dan daarvolgens my prys uitwerk waarvoor ek verkoop. Ja. So dit werk. So hulle, sorry Lynnie, nou val ek jou in die rede. So Swakara bepaal nie die prys van die wol wat hulle vir jou gee nie. Jy bepaal dit. Ja, O, okay. daar is 'n prys te vra vir wol. Ek probeer vir die goeie wol 'n goeie prys gee. Ja. So dit is hoekom dit eintlik baie lekker vir my is as die boere sommer self kom aflaai. Hier's baie van die suideboere wat se kinders hier op skool is en Ja. dit met bakkies hier omkom of jy weet op een of ander geleentheid. So gister se storie was hier nou 'n klomp boere wat wol vir my gebring het. Terwyl jy nou die dorp is, laai sommer jou wol af. Een bal, 2 bale. Dit is alles my heerlik. En so dan kan ek hulle 'n beter prys gee. As ek moet ry, wat ek al van tevore moes doen, jy weet, en met 'n trailer en wat kos, dan is daar koste aan Ja, vir my. ja. So dit werk vir ons almal beter uit as dit net kan aflewer. Dis nou wel ek gaan nou by die ander vraag kom. Maar hoe bepaal jy die waarde van daai wol? Ek het die waarde bepaal vir waarvoor ek 'n mat kan verkoop in Amerika. Okay. Ja, en dit terug. Maar as jy nou 'n wol kyk, ons kyk nou na Krummel se sterf. So as jy nou sê nou Krummel, jou sterf was 'n wol. Kan jy net so kyk en dan kan jy sien, okay, fine, daar's net te veel Dit gaan koeke eintlik maar of wat. ja, wat dit ook gaan al. maar eintlik oor die kleur en die lengte. Krummel se sterk is perfek. Is dit? Okay, Daar is Krummel. 'n perfekte lengte vir ons. Maar om terug te kom dit is eintlik 'n haar. Okay. Wat is eintlik 'n daar's sy. Ja, so Jou het jy gehoor, dis 'n haar. So ek dink dan sit nou weer terug aan die skeerproses wanneer hulle penswolle, jy weet sommer saam met die res van die wol in 'n sak ingesit het en daai tipe Ja, ja. So dit is dan maar net ons nou gemeng. ja. Maar ek probeer so ver as moontlik al die wol gebruik. Dit is nou maar net as dit regtig slegte kwaliteit is en vol mis en goed is dan en ons kan dit nie skoon kry nie dan sal ek net Want jy was dit uit ook. ja. So, iets wat ons nou wil weet is omdat dit alles is letterlik met die hand. Dus ek dink julle is nou daai stiker kan julle nou maar opplak. Dit is handgemaak. Dit is regtig handgemaak. Die masjinerie, die toerusting wat julle gebruik, dis nog ou goed, né? Of tradisioneel. Dis eintlik die woord wat ek mag gebruik. Dit is tradisionele masjiene en dit wat als met die hand mee gedraai word en Moet jy dit nou inbring van jou male of nee, weet jy was eintlik vreeslik baie wewers op 'n tyd in Namibië gewees. Ja. En so ek het ou goed van plekke wat toegestaan het op Gibeon, was daar 'n hele saal vol masjinerie wat ek kon kry en wow. en die meeste van die goeders maak ons sommer die res myself hier en self reg. So Is jy weef jy self? Ek kan weet, maar ek sal myself definitief nie teen een van my wewers opsit nie, want dis 'n ander ding. Hulle is ongelooflik talentvol. So my wewers leer binne 'n week kan hulle weef, binne 'n week kan hulle spin. Is dit iets moeilik wat jy die weeftipe, die prentjie deel, daai deel? Ja, maar dan raak dit moeilik. Maar weef self is nie moeilik nie. Dit is 'n so Mahatma Gandhi het gesê weef moet eintlik deel van ons skoolstelsel wees, want dit is repetisie en dit is jy weet dis alles met jou hande en hand-oog-koördinasie. So dit is 'n ongelooflike ding vir kinders wat leer wat sukkel om te lees, wat sukkel met motoriese. Ja, of jou aandag moet heeltyd op een ding wees. Ja, so dit is breinoefening. Wow. So as jy gaan sit en week, jy gaan mal wees daaroor. Baie van ons toeriste kom hier. Ek het ek vertel, maar die Lumi agter was opgewys en hier was 'n paar toeriste van Nederland gewees en ek wou hulle het almal saam gewees. Dit was vir hulle ongelooflik. Hulle het gedink en oor daai ritme. Ja, tot hulle begin regkom het. Ja. En toe is dit net vir heerlik. Die ontwerp, dis iets wat ek want jy teken eintlik met wol, né? Nee? Is dit tog nie daai wat jy nog sê en ons het nog gesien die vorige keer wat ons hier was, die design is klaar op en hulle weef volgens daai. Is dit moeilik? Is dit sal ek nie kan doen.
Want dis party is knope, party is so dit Ek sal vat sê die dis tyd, moeilik. nee. Ja, dit vat langer. Is dit goed wat jy nou wat hulle moet leer of leer hulle nou maar self of Ons kry mense in wat hulle Is dit, dit okay. dit is vir my baie belangrik. Ons het nou iemand gehad van Amerika van nou hierdie stuk hier uitsny. Dis okay, ek kan edit, nie worry. van die buiteland? Van die buiteland wat ons kom help het. Jy weet wat werklik met goeie ervaring gekom het en ons geleer het om verskillende tegnieke te doen. Ek het gesien ek kan nou nie onthou by watse proses dit was nie. Hulle hande, ek dink dit is seker nog al swaar op jou hande, nee. Aan die begin was ek vreeslik pleisters koop, dit was eintlik baie erg. Maar so wat ek het eendag gesien met sy hele hand so vol pleisters. So ja, dit wat seker so tot hy hulle draai die raak op en word, dit draai nee. hulle pleisters op O, as okay. hulle weet ja. Want Die tou is hy met tyd sny- gespan, ja, hè. so hy dit is baie sny seker. Ja. Lindy, daar is ek kan dink daar's soveel planne nog, maar watse planne ek is mal oor jou bemagtigingsding. Dit is vir my, dis my Dit hart. is vir Dis my- regtig dit die wat vir my mate is vir my belangrik is. sekondêr vir my hart is verseker die mense en dit het eintlik begin by vrouens. Ek wou nou natuurlik maak soos wat my ma gemaak Ja, het ja. en net vrouens gehad het. Ja. Ek het net gesien die youth, die Ja, jong ja. mans soos Ja. 19, 20, 21. Daar's verskeie baie van hulle wat nie werk het en ek dink wanneer jy daar verveeld raak en nie Ja. iets het om te doen nie, jy Ja. weet kan daar baie kwaad broei. Ja. Waar hier weet hulle die bissies bewe. Kyk, hulle weet die vrouens onder 'n mat insit. Is dit? Ja, en hulle so my hart het verander van net vrouens na definitief vrouens en die jong mans. Ja. So ja. ja. En hulle geniet dit nie. Hulle is mal daaroor. Hulle is mal. Jy sien mos nou daar binne kan Ja. dit is Daar's hulle ook 'n gesels en hulle lag en 'n hulle selfrespek wat ja. ek is iets werd want ek skep Ja. iets, nê? En jy kan Ja. actually sien hoe skep jy iets. Ja, so hulle weet presies. Hulle sal ook vir jou sê hierdie mat is myne, daai hulle weet presies wat hulle gedoen het en wie sin is. So sal jy dit wil uitbrei? O ja. Dat jy meer mense kan want julle ruimte seker ook nou beperk. Nee, jy kan ook seker nou net soveel of Ja, wat? kyk hierso al moet ek looms oor hierdie hele stamprietspan. Sal ek hier is dit Dis gelukkig. 80% werkloosheidsyfer in Stampriet. Ja, So hier is nog verskriklik baie mense wat nie werk het nie en hier's verskriklik baie potensiaal. Hier's wol en hier's mense. Ja. So ek sal aangaan solank soos wat daar 'n mark is vir my, gaan ek aangaan en dit is julle sal oor 20 jaar weer hier sit. En dan Ek wil hier kom werk. Ek weet nie of ek kan jy leef krimmel. nie. Jy krimmel. Ek krimmel. Lindy, ek en jy kan ure gesels. Ek is so trots op jou en ek dink jou ma, ek kan dink hoe jou ma moet voel dat sy haar dogter so bemagtig het en dit nou weer daai wat jy aangee, nie daai Ag nee, sy pay it forward. Ja, en kyk sy's so gereeld hier. Sy kom druk haar neus baie in my saak. Is dit? Sy elke tweede, derde maand is sy hier en dan dan gee sy weer training en jy weet ouma's baie kwaai. Hulle sê ook as ouma kom, dis dan blink hierdie fabriek en niks is in plek uit nie. So ja, ek dink ek het nog baie om by haar te leer, so ek verwelkom dit sy nog my vir die volgende hoeveel jaar kan help. Ja. Wat sy kan. En wat jy weer oordra aan jou dogters, nie want hulle sien dit Nee, by hulle jou. my dogters kan almal spin en weef. Wow. Hulle is ook lief vir die proses, maar ook almal in verskillende dele. Ja. Elkeen het mos nou maar sy talent op 'n spesifieke plek. Ja. Lindy, ek het baie lekker gesels. Is Baie heerlik. dankie. Gaan weer by jou kom kyk. By jou en Krimmel. Dankie dat jy Dankie. stil gelê het, Krimmel. Sy soet. Dankie. Jou, dit was 'n tower, tapijt, wewery, storie. Is dit nie mooi nie? Die geskiedenis, nie van een geslag na 'n ander. Ja. En weet jy wat is amazing nie? Ek kan nou nie so mooi onthou wat die sprokie is nie, maar hierdie vrou, Lindy, is soos 'n genie in 'n bottle, nê? Want waarmee is sy? Dit was 'n Incredible Hulk nie. Nee, dit was Aladdin, maar hy het nie ook 'n tapijt gehad nie. Hy het 'n tapijt, 'n towertapijt. So dit was 'n towertapijt en Lindy Lourens is 'n genie in 'n bottle. Maar jy moet nou na hierdie kar staan, Yes. want ons moet verder ry en dat ons kan ry. So Okay, ek gaan staan. Waar julle? nee, jy moet hom regtig staan hê. O, okay. Ek moet regtig staan. Ja, dit is Waar is die sleutel nou? Ai, Okay, dit vat tyd. Ons Ek is was net laat. gou, ek het net gesê waar ek was daar. Dis hoekom ons Yes, altyd laat yes. is, Henriet. Okay, en hier gaan ons. Hier gaan ons. Sien julle volgende week. Bye.